Goeiemôre broers en susters. Ons is baie dankbaar vir almal wat kan saam wees, ook vir lidmate wat weg was, wat kan terug wees. Ons weet ook dat dit nie by almal wat terug is ook so goed gaan nie. Ons het gehoor van jou suster en ons dink aan julle Bindien, baie sterkte. Suster Ike se behandeling gaan ook nog voort. Jan Marie wat vanoggend ook vir ons daar agter die rekenaar uithelp. Die behandeling moet daar ook nog verder gaan. Ons bede is dat dit met julle almal die Here se hand van seën en genade oor julle almal sal wees. Ons sê baie welkom aan besoekers wat hier saam met ons is vanmôre. Hier is 'n klompie besoekers ook vanmôre. En almal word hartlik uitgenooi om saam te kom kuier na die erediens hier langsaan met 'n lekker koppie koffie of tee. Daar is katekisasie vanmôre. Daar is Bybelstudie beplan vir Dinsdag in Sedgefield. Ons kollekte vanmôre onder die erediens is vir die diakonale kas by die deure vir die instandhouding van die erediens. Dan baie geluk aan die wat verjaar hierdie week. Der Apie Oberholzer môre en dan later in die week Gerrie ter Blanche, Suster Peter Booyens. Baie hartlik geluk ook aan hulle. Kom ons sing vir die wat verjaar, maar ook vir die wat hartseer is en die wat onder behandeling is, wat swaar kry. Ons sing vir hulle almal die seënbede toe. Psalm 134 vers 4. Dinsdag was as ons na die maande kyk, die begin van die maand
Tishrei. In die Joodse of in die Israelse kalender is die 7de maand. En dit is 'n maand met ook baie voorgeskrewe feeste vanuit die Bybel. Ons is geneig om hierdie feeste 'n bietjie af te skeep, ons dink nie baie aan hulle nie, ons is met die ander feeste baie besig. Maar alhoewel ons nie onder die wet staan nie, is daar tog betekenis en daar's vervulling in Christus van hierdie feeste ook. En daarom is die betekenis van hierdie feeste is ook vir ons wel belangrik. En daarom het ek gedink om dan ook by hierdie feeste wat in die maand Tishrei val, bietjie by stil te staan. En vandag gaan ons bietjie stil staan by dan die eerste van die 3 feeste wat voorgeskryf is vir die maand, wat Dinsdag sou wees, wat vir afgelope Dinsdag, wat die eerste van die maand is, met 'n nuwe maan, wat voorgeskryf is dat die volk moes saamkom om die Here te aanbid en dit soos 'n Sabbat die dag deur te bring. Maar dan besonderlik ook word gesê dat dit onder geskaal moet gebeur. Ons sal dit net nou lees in Levitikus, bedoelende trompet of basuin, ramshoring. Ons is die spesifieke blaasinstrument word nie voorgeskryf nie, maar of gespesifiseer nie, maar dat daarmee die fees gevier moet word met hierdie geskaal, met hierdie geblaas van hierdie blaasinstrumente. In die psalms is daar 5 psalms wat na feesviering met trompette, basuine, wat ook al verwys. En ons gaan vanmôre uit al 5 daai psalms sing. Psalm 33, waarmee ons dan ook voor die Here wil nader, is een van hierdie psalms. Ons gaan nie die vers sing wat na die trompet geklank wys nie. Ek gaan dit net voorlees en dan gaan ons sing vers 7, 10 en 11 van hierdie psalm waarmee ons in aanbidding voor die Here nader. Ek lees dan vers 2 van die beruiming. Sing nuwe sange, nuutgebore uit aandrif van die skoonste kuns. Trompet geklank deur tempelkore moet dank sê vir God se nuwe guns. Wat ons toegesê is in God se woord wat reg is, het ons hart verbly. En God se almagsmerke sien ons op sy werke, waar en reg soos hy. Ons sing vers 7, 10 en 11. Oh
antwoord op ons gebed. Genade vir julle en vrede van hom wat is, wat altyd was, hy wat ook kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. So Psalm 150, ons in die tweede beruiming, wat die Psalm saamvat in 2 verse. Daarna gaan ons geloof saam bely, en dan gaan ons in Psalm 47, ook die tweede beruiming, wat ook daardie Psalm in 2 verse saamvat. Psalm 47, wat waarskynlik geskryf is met die inwyding van die eerste tempel, die tempel van Salomo. En die tempel van Salomo is ingewyd op daardie datum, die eerste van die 7de maand. 'n Psalm wat dus baie sterk ook aansluit by die feesviering, maar dan ook besonderlik die tempel wat in gebruik geneem is, en juis op daardie datum, waarom wat ons ook daardie psalm sing. Psalm 150, ons geloofsbelijdenis, en dan Psalm 47. Prys die Here omdat ons in hom glo. Daarom dat ons ook saam ons geloof kan bely. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Waarskynlik verband gehou met die ark van die Here wat ingedra is in die tempel in wat op die berg Sion gestaan het. Verwysing na daardie prosesie. Die almagtige God het homself ook aan Israel openbaar, sy wil ook duidelik bekend gemaak en laat opteken sodat ons ook dit kan hê. Die Here wat verlos het, wat vir Israel ook herinner aan hoe hy hulle verlos het. Julle het gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het, hoe ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my gebring het. As julle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees. Al behoort die hele aarde aan my. Vir my sal julle 'n koninkryk van priesters, 'n heilige nasie wees. Hoe lewe 'n koninkryk van priesters, 'n heilige nasie? Hoofstuk 20. Die Here wat weer eens herinner, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Ons natuurlik uit baie meer as Egipte, slawehuis van die sonde. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers. Selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, en hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie.
gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 7 wat so belangrik is, die 7de dag, ook in die wetgewing verder, die 7de jaar, wat jaar was wat aan die Here gewy moes word, en dan na 7 jaar groeperinge, na die 50ste jaar wat is 'n jubeljaar gevier moes word. Maar hierdie 7 stel ook in die maande. Die uitsondering van die 7de maand, waarby ons dan nou ook wil stilstaan, hou ook verband met hierdie 6 en dan 'n 7de, wat telkens in die Bybel belangrik is. Nie net in dae en jare nie, maar ook in die maande, is die 7de maand van die jaar, of volgens die berekening dan van, soos wat hulle dit in die Bybelse tyd gedoen het, is dan 'n baie belangrike maand. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig in jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Toe die volk die donderslae hoor en die weerlig sien, as ook die geluid van die ramshoring en die berg wat rook, was hulle bang en het gebewe. Hulle het op 'n afstand bly staan en vir Moses gesê, praat u met ons en ons sal luister. Maar God moet nie met ons praat nie, sodat ons nie sterf nie. Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want dit is om julle te toets dat God gekom het, sodat die ontzag vir hom deel van julle lewe sal wees, en julle nie sondig nie. Ons gaan sing met Psalm 81, Psalm 81, wat ons ook net nou gaan lees, in die woordbediening. Psalm wat waarskynlik ook spesifiek geskryf is vir hierdie fees. So net daarby stil staan. Maar daardie fees van die eerste van die 7de maand. En in die Psalm is daar ook hierdie balans wat ons ook nou pas gesien het weer in die ontzag vir die Here, maar dan ook die genade van die Here, wat verkondig is ook, besonderlik ook in hierdie gedeelte na die wet. Die volk word in Psalm 81 dan ook opgeroep om die Here te aanbid en hom alleen, en om gehoorsaam te wees aan hom, maar ook terselfdertyd die genade verkondiging van die Here se seën oor die wat by hom lewe. Ons sing uit die tweede bereiding van hierdie Psalm, vers 1, 2, 5 en 8. Ons sing dit sittende saam. Amen.
Ons buig voor U in aanbidding. U wat alleen God is. U wat groot en goed is. U wat almagtig is en getrou. Ons buig met ontzag voor U heerlikheid, U majesteit, U heiligheid. Here, hoe groot die wonder dat ons nietige mense voor U kan nader. Ons dankie, Here, dat U ons verlos het. Ons wat onwaardig was, wat deur U vuur verteer moes word. Dat U ons in die genade gesien het, ons verlos het. U Seun gestuur het na die wêreld om ons skuld te dra. Dat U na ons kyk deur hom, die regverdige. En ons raak sien in hom. Ons bid U, Here, dat U ons werklik sal lei om dankbaar te lewe. Om dit werklik te verstaan wat U gedoen het, hoe groot U genade is, dat ons daaruit sal lewe. U sal verheerlik. Dat ons gehoorsaam sal wees en U alleen as die enigste ware God sal aanbid. Dat ons die ander gode in ons lewens sal kry nie, maar U alleen sal verheerlik. Lei ons dan ook wanneer ons met U woord besig is, dat ons dit kan verstaan, lei hom wat U woord moet bedien met insig. Laat U alleen groot wees in ons midde. Deur Jesus Christus, U Seun, ons Verlosser. Amen. Ek wil vanmôre uit Levitikus 23, van vers 23, die opdrag vir hierdie fees lees en dan Psalm 81. Levitikus 23 vers 23. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die eerste dag van die 7de maand moet vir julle 'n buitengewone Sabbat wees. 'n Herdenkingsdag, aangekondig met geskaal. Die blaas van trompette of horings, ramshorings, 'n heilige byeenkoms. Julle mag geen gewone take verrig nie en julle moet 'n offergawe vir die Here bring. Dan Psalm 81. Jubel tot eer van God, ons krag. Juig tot eer van die God van Jakob. Begin die begeleiding. Speel op tamboeryne, op lieflike liere en op harte, op harpe. Blaas ramshorings met nuwe maan, met volmaan vir ons feesdag. Die woord wat hier met volmaan vertaal is in al drie ons skriftelike vertalings, is eintlik is die betekenis die hoofdtooisel van die maan. The headdress of the moon. Dit kan dus ook gesien word as iets wat toemaak. En is opmerklik die algemene Joodse verklaring dan ook hier in vertaling is die verberging van die maan, of die
die dag van verberging, the day of concealment, noem hulle daar die eerste van die maand. En na aanleiding hiervan, wat daarop dui dan, dat hier eintlik nie 'n aanduiding is vir enige van die feesvieringe, enige nuwe maansfees of dan volmaansfees soos die Paasfees en die Loofhuttefees. Maar dit baie spesifiek wel hierdie Psalm, en so word dit ook in die Joodse kringe hanteer, dat hierdie Psalm baie spesifiek van toepassing is vir die eerste van die 7de maand se fees. Met ander woorde, blaas die ramshorings met nuwe maan, met die verberging vir ons feesdag, die versluiering. Want dit is 'n vaste instelling vir Israel, 'n beslissing van die God van Jakob. As 'n bepaling het hy dit neergelê vir Josef, toe hy uitgetrek het teen Egipteland. In 'n taal wat ek nie ken nie, hoor ek het die las van sy skouer verwyder. Sy hande is vry van die draamandjie. Toe daar nood was, het jy geroep, en ek het jou uitgered. Ek het jou geantwoord uit die beskutting van die donderwolk. Ek het jou getoets by die water van Meriba. Luister, my volk. Ek wil jou waarsku, Israel. As jy maar net na my sal luister. Daar mag by jou nie 'n vreemde God wees nie. Jy mag nie voor 'n uitlandse God in aanbidding buig nie. Ek, die Here, is jou God wat jou uit Egipteland laat optrek het. Maak jou mond wyd oop, sodat ek dit kan vul. Maar my volk het nie na my geluister nie. Israel wou my nie gehoorsaam nie. Ek het hulle aan die verstoktheid van hulle harte oorgelaat. Hulle het hulle eie raad gevolg. As my volk maar net na my wou luister, as Israel maar my paaie wou volg, ek sou hulle vyande se muur vermeerder, teen hulle teenstanders sou ek my hand draai. Hulle wat die Here haat, sal voor hom onderdanigheid veins. Dit is hulle lot vir altyd. Maar hy sal Israel met die beste koring voer. Uit 'n rots sal ek jou met heuning versadig. Die heuning uit die rots, wat baie so dikwels juist in klipskeure hulle neste maak, asof die heuning uit klipharde rots kom. Ek sê jou versadig, sê die Here. Groot vraag wat die mens voor worstel is wanneer hierdie opdrag van die Here lees, hierdie besondere feesdag te vier is. Waar kom dit vandaan? Wat sou die oorsprong daarvan wees? Dit is so dat in Israel ook lees ons dat hulle elke maand met die nuwe maan, die begin van die maand gevier het, met spesiale offers. Hulle moes selfs trompette maak, 2 sonder trompette vir die heiligdom, wat pertinent ook in Numeri gesê word, met die nuwe maan geblaas moes word. Maar hierdie nuwe maan is 'n besonderheid. Hy word in die wetgewing oor die feeste word hierdie nuwe maan uitgelig. Die eerste van die 7de maand. Onthou die eerste maand in daardie jaartelling, die Here sê aan die begin van hierdie hoofstuk in Levitikus 23, dat die eerste maand, die maand waarin die Paasfees gevier moet word, is vir Israel die eerste maand. Dis van waaraf hulle eintlik hulle tyd moet tel. So die eerste maand is die maand waarin die Paasfees is.
van daar af dan kom ons dan nou hier by die 7de maand. Paasfees, die eerste maand, in einde Maart, begin April, en 6 maande later dan kom ons dan nou in hierdie tyd, September, Oktober. Een besondere fees wat met een geskaal aangekondig moes word. Met een geraas van die horings. Nou, horings wat geblaas word, het gewoonlik ook dan die betekenis van aankondiging of van waarskuwing, maar dit kan ook aankondiging wees van 'n koning wat op pad is. Die manier waarop ramshorings of trompette geblaas is, en die sein daarvan het al 'n boodskap gedra. Waar word hierdie dag so uitgelig? Deel daarvan het net nou met die lees van die wet al na verwys. Dis omdat die 7 so belangrik is in die Bybel. Dit maak dat die 7de maand ook 'n baie belangrike plek in. Nie net die 7de jaar nie, of die 7de dag nie, maar ook die 7de maand. Dit alleen maak dat hierdie maand 'n belangrike maand. Maar hier is toch ook, wanneer ons Psalm 81 lees, wat volgens die Joodse oorlewering eintlik 'n spesifieke psalm is vir die feesdag, daar kry ons ook aanduiding van dat hierdie dag vier besonderlik die aankondiging van die verlossing vir Israel uit Egipte, maar dan ook 'n geleentheid waar daar 'n nuwe begin gemaak is nadat die volk gesondig het en eintlik die oordeel moes ontvang, want die word verwys na Israel wat nie wou luister na die opdrag dat hulle die Here alleen as God moet aanbid nie, en dat hy alleen die ware God is. Daai opdrag word pertinent in hierdie psalm uitgelig. Die afleiding wat ons kan maak, wat ek gemaak het, is dat in eerste plek dit waarskynlik die datum is waarop die Here aan Moses verskyn het in die brandende doringbuis, toe hy die verlossing aan Israel afgekondig het. Maar dit ook dan die datum is waarop die verbond herstel is, nie ingestel is, nadat Israel dit verbreek het met die goue kalf. En daardie was 'n geweldige situasie ook in Israel. Die Here het op Sinaï aan Israel verskyn, die wet aan hulle gegee, sy verbond met hulle gesluit. En toe is Moses die berg op, en die Here het self daar die woorde op die kliptafels geskryf, wat eintlik die verbondskontrak was. Maar terwyl hy daar op die berg is, het Israel 'n goue kalf gemaak. Hulle het gesê, Moses is weg, ons leier is weg, waar is die gode wat ons uit Egipte gelei het, en hulle maak 'n goue kalf waarvoor hulle gaan dans en sing. Wanneer Moses dan van die berg afkom en dit sien, dan gooi hy daai kliptafelstukke, nie net uit woede, maar dis simbolies soos wat ons 'n kontrak sal opskeur wat nie meer geldig is. Deur die kliptafels van die verbond stukke te gooi, word eintlik gewys hoe dat die verbond verbreek is. Daardie kontrak is tot niet. Want die volk het hulle rug op God gedraai en 'n goue kalf aanbid. Dit moes eintlik die einde van Israel gewees het. Maar die Here het in sy genade toch genoeg weer teruggekom na Israel. Hy herstel die verbond. Hy laat Moses weer kliptafels skep.
Moses gaan weer die berg. En die Here herstel die verbond, hy skryf weer daardie verbondsbepalings. Gee vir hom daardie kriptafels as die verbondskontrak. En dis daar die tweede stel kliptafels, wat dan in die ark geplaas word, wat in die tempel gehou is. Die hernieuwde verbond van die Here. Dis met ander woorde 'n baie belangrike gebeurtenis, dat die Here in sy genade, nadat Israel die verbond verbreek het, dit weer herstel. En daar weer genade is vir die volk. Die Here sy pad verder met hulle doen. En baie duidelik roep Psalm 81 daardie gebeure in gedagte, want die word gesê vir hulle, die Here het vir julle verlos. Hy het dit aangekondig, hy het dit gedoen, hy het julle bevry uit die slawerny. En hy het gesê, luister na my, en moenie ander gode hê nie. Maar julle het nie geluister nie. Julle het julle rug op God gedraai. Dan die genade, maar die Here wat weer terugkom en sê, maar ek sal julle weer sien. Ek sal vir julle nog steeds die goedheid gee. Ek sal vir julle voed met die beste koring. Ek sal julle met heuning uit die rots versadig. Luister na my en vier hierdie fees om dit te onthou. Daarmee begin die Psalm. Onthou wat die Here gedoen het. Soos wat dit weer galm het op Sinaï, toe die ramshoring gelui daar weer klink het, toe die Here sy kontrak met julle gesluit het. So moet julle dit laat weer galm en onthou, vier die fees met die nuwe maan. Onthou wat die Here gedoen het. Hy het julle verlos. Al het julle dit nie verdien. Hy het die kontrak herstel wat julle verbreek het. Leef dan nou in die verhouding met die Here. Die Jode maak nou baie dinge hier rondom. En hulle lê geweldige klem op verootmoediging, op skuldbesef, op die oordeel van die Here. Dis vir hulle is hierdie maand 'n maand van oordeel. Veral dan nou ook in die aanloop tot die groot versoendag wat op die 10de van die maand is. Ons sal volgende week by die groot versoendag sal sit. Maar dit gaan nie net oor oordeel. Dit gaan in die eerste plek oor God se genade, wat in plaas van oordeel verlossing bring. Maar tog met 'n baie ernstige oproep. Luister, wees gehoorsaam. So is twee groot verkondigings in hierdie fees, wat met hierdie trompetgeskaal aangekondig word. Dis die eerste groot boodskap is verlossing, genade. Maar die tweede groot boodskap is wel ook waarskuwing. Pas op, moenie weer jou rug op die Here draai nie. Die Here sal oordeel. Wees gehoorsaam, leef met die Here. So verlossing, maar ook die waarskuwing van oordeel. Hierdie twee goed is al twee in hierdie dag en in hierdie fees. So is dit vervul in Christus. Christus se koms bring herstel. Hy maak die verbond heel. Met die instelling van die nagmaal, dan sê ook, dis my bloed van die verbond.
Dis die nuwe verbond wat die Here vir julle gee in my bloed. Deur my verlossing is daar 'n nuwe verhouding met God. En in hierdie era van Christus word hy verkondig. Sy verlossing, die genade van die verbond wat daar met die Here kan wees. Maar steeds gaan ook die waarskuwing uit. Glo. Leef daarmee, want God gaan kom en oordeel. Die waarheid van God se oordeel sien ons juis in die kruis. En as ons nie daardie verlossing vasgryp nie, dan bly daar oordeel. Ek het persoonlik in elk geval op tot die oortuiging gekom met die bestudering van die feeste van Israel, dat die geboorte van Christus waarskynlik in hierdie tyd is. Waarskynlik met die Loofhuttefees. Ons sal daarby ook oor 2 weke kom. Maar in Desember, eintlik in aansluiting dan by die tempelreiniging, vier ons wel die menswording van Christus, die vleeswording. Onthou, die vleeswording gebeur nie met die geboorte nie, maar met die bevrugting. Dis toe Christus vlees geword het. As dit daardie tyd die vleeswording is die geboortetyd 9 maande later in hierdie feestyd. Want Christus het al die feeste kom vervul. Maar dit sommer net so tersyde. Maar die belangrike is, Christus is ook die vervulling van hierdie fees. Hy is die aankondiging van God se genade, maar ook van die oordeel wat nog steeds sal wees oor die wat nie glo nie. En so kyk ons ook nog verder na die finale vervulling. Die Bybel sê vir ons met die wederkoms van Christus, dit sal gepaard gaan met trompetgeskaal. Word baie duidelik gesê, die trompet of die horing sal blaas. En dan sal die wat deur die Here gered is, opgewek word uit die dood. En hulle sal hom in verheerliking tegemoet gaan. En dan gaan die oordeel volg. So daardie trompet wat blaas, begin die nuwe bedeling van rus, waarna al die sabbate in die Bybel na verwys. Al die sabbate is 'n eintlike vervulling kom in die wederkoms van Christus, wanneer die finale vrederyk van God finaal gevestig is. Die ewige rus, waarna ook die Hebreërs verwys, maar ons sien daardie tema ook in Openbaring en al daai 7 talle. Elke keer die uitloop op die ewige rus, die ewige Sabbat. Daardie trompet of daai basuin geklank met die wederkoms van Christus, die begin van die nuwe Sabbatsera, die rus, die ewige rus. Maar terselfdertyd is dit ook die aankondiging van die oordeel van God oor die res van die mense wat hulle nie bekeer het nie. Op daardie trompet volg ook die eindoordeel. So sien ons hoe dat hierdie tema dwars deurgedra word en uiteindelik eers sy finale vervulling het met die wederkoms van Christus. Die groot 7de era wat aanbreek. Die ewige era van rus met die Here vir die wat in hom glo. Die verlossing wat finaal klaar gemaak word in die verheerliking. Maar terselfdertyd ook die oordeel wat is oor die wat nie glo nie.
En so sien ons ook in die boek Openbaringe trompette wat geblaas word. Dit is een van die 7 talle in Openbaring. Die 7 trompette. En daardie trompette is waarskuwingstrompette. Dis wat vir ons belangrik ook is in hierdie era. Die Here laat sy boodskap nie net uitgaan op 'n bepaalde datum nie. Maar ons is eintlik voortdurend in daardie dat ons moet die trompet van die Here se waarskuwing en genade in hierdie wêreld moet laat weerklink. Dis ons roeping as kerk. Om bekend te maak in hierdie wêreld, die Here verlos, die genade wat daar is in Christus. Die nuwe era wat aanbreek ook nou al in die lewe van die wat tot die Here tot bekering kom, wat nou al begin die rus ervaar in hulle lewe. Hebreërs wat dit vir ons so duidelik sê. Nou al ingaan in die rus van die Here. Nou al in die verlossing lewe wat ons nie verdien het nie. Want ons was in ons sonde verlore, ons het ons rug op God gedraai gehad. Die genadige verlossing. Maar terselfdertyd moet ons ook verkondig en waarsku. Luister, want die Here gaan ook oordeel. Die Here Jesus, Koning Jesus, is nie maar net liewe Jesus. Hy is koning. Hy bring verlossing, maar hy sal ook oordeel. Daarom, ons as kerk van die Here is gedurig op hierdie dag van aankondiging, die dag van geskap. Want ons lewe nie net een keer 'n jaar met hierdie waarheid, maar aan mekaar. En ons moet aan mekaar hierdie trompet laat hoor. Verlos deur die genade van God in Jesus Christus ons verlosser. Maar pas op, as jy nie luister, die Here sal oordeel. Ag, as my volk net na my wou luister, ek sal Israel voed met die beste koring. Met 'n rots sal ek jou met heuning versadig. Dis waarmee ons kan leef, en dat ons ook kan verkondig. Amen. Here, ons almagtige God, ons dank U vir U genade, wat U opnuut aan ons verkondig, asof met trompetgeskaal vir ons herinner, hoe groot U genade en U seën is, die verlossing waardeur ons kan lewe, wat ons wat nie verdien het nie. Maar ons hoor U ook wanneer U ons roep en sê, luister, anders gaan jy geoordeel word. Hy ons Here om ook dit te hoor en daarom ook nie net met dankbaarheid te lewe nie, maar ook met respek, met eerbied. Lei ons bo en al, Here, as U kerk, dat ons nie sal stil wees nie. Dat U ons U lig nie sal
onder 'n maat immer wegsteek nie. Vergewe ons wanneer ons so bang is vir die reaksie van die wêreld dat ons stil is, in plaas van om die basuine te laat hoor en in hierdie wêreld te verkondig die verlossing wat U bewerk het, en ook die waarskuwing van U oordeel. Lei ons, Here, as U kerk dwars oor die wêreld om die waarheid ook in hierdie wêreld te verkondig as getroue getuies van U. Here, ons dank U dat ons uit U genade kan leef. Dat ons daarom ook voor U kan kom met die laste wat ons dra, sodat U dit van ons kan wegneem of ons kan lei om dit te kan dra. Die swaar kry wat daar is, van die wat siek is, die wat onder behandeling is, die wat hartseer is, deur geliefdes wat weggeneem is, Here, soveel worstelinge op ander terreine ook wat in ons harte lewe. Dankie Here dat ons juis deur die verlossing ook al hierdie laste voor U kan bring. Dit voor U kan sê. En ons bid Here vir U hand van genade en van troos, dat U sal voed. Spreek woordelik ons hele lewe sal voed met die beste graan, met heuning uit die rots. Here, dankie dat uit die kliphardheid van die berge wat voor ons lê, wat ons so baie keer vir ons pad versper, juis in die klipskeure, ons voed met heuning. Dankie vir U genade, Here. Lei ons om U guns raak te sien, en daarmee te leef, U te verheerlik. Want aan U alleen kom al die lof toe, al die eer, al die aanbidding van ons harte. Amen. Ons gee geleentheid vir die insameling van ons dankoffers.
98 sing ook van feesviering en trompette wat geblaas word, en ook in hierdie psalm is daar die verkondiging van die verlossing van die Here, nie net aan die volk nie, maar ook aan die nasies, ook aan ander wat moet hoor van die Here wat alleen God is, maar wat ook die God is wat wonders doen en wat verlossing bring. Kom ons sing nou ook hier uit die tweede beruiming, vers 1 en 2 van Psalm 98. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Ja, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen.